is nou vir eers klaar met bome in die Bybel, hoewel my volgende tema tog daarby aansluit. Want al was al die bome waarna ek verwys het, nie vrugtebome nie, was daar tog 'n hele paar waar dit eintlik om die vrugte en vrugdra gegaan het. So ek gaan 'n bietjie praat oor dra vrug. In Lukas 13 vertel Jesus die gelykenis van 'n man wat 'n vyeboom in sy wingerd gehad het, en toe hy vrugte aan daardie vyeboom gaan soek, kry hy niks nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan jy hom 'n ander jaar uitkap. Om vrug te dra, is hoe ons as gelowiges God se koninkryk op aarde sigbaar kan maak. Jesus se voorbeeldvertellings en sy omgang met mense is ons bron van inligting. By die lees van die gelykenis oor die vyeboom, is dit duidelik dat die eienaar vrug verwag van die wingerd en die vyeboom, al staan laasgenoemde uit as anders of vreemd of raar tussen die wingerdstokke. Omdat die vyeboom aan presies dieselfde gunstige omstandighede as die wingerd blootgestel is daar geen rede waarom dit nie vrug kan dra nie. As jy burger van sy koninkryk is, verwag hy vrug in jou lewe, want, sê hy in Johannes 15 vers 16, jy is uitgekies en aangestel om vrug te gaan dra en vrug te bly. Al het die eienaar die volste reg om die boom te laat uitkap, pleit die tuinier vir nog 'n kans. Hy onderneem om ekstra aandag aan die versorging van die vyeboom te gee, in die hoop dat dit vrug sal dra. Maar die realiteit is, dat dit nie vrug nie, sal dit uitgekap word. Want nie net is dit onvrugbaar nie, maar dit put ook die grond uit. As jou lewe so lyk, het ek vir jou goeie nuus. Soos die eienaar van die wingerd deur sy 3de besoek kans gemaak het vir genade, so skep God ook geleenthede vir nog genade in jou en my lewe. Die tuinier, Jesus Christus, ken God se genade en vra vir nog 'n kans om jou vrugdraand te maak. Hy onderneem homself die hardheid in jou lewe om te spit en jou van die nodige te voorsien om vruggroei aan te help. Waarom dan die klem op vrug wat gedra moet word? Jy word geken aan die vrugte wat jy dra. Goeie vrugte lewer dus getuienis van 'n heilige, groeiende en toegewyde lewe aan Jesus Christus. So byvoorbeeld, is dit wat in jou hart aangaan en dan in woorde by jou mond uitkom, herkenbare vrug vir almal wat dit hoor, soos sê Jesus in Lukas 6 vers 44 en 45. Is jou woorde van so 'n aard dat sy koninkryk sigbaar word vir jou omstanders? Ek gaan dan in die volgende aantal oordenkings elke keer vra, dra vrug op watter manier? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat u geleentheid soek om genade te betoon. En Jesus, dankie vir u onverpooste werk om my te laat vrug dra. Maak my oë en ore oop vir enige iets wat verhinder dat u vrug in my sigbaar is. Amen.